Ons was nou vir 5 weke weg uit Romeine en vandag hervat ons Paulus se brief aan die gemeente in Rome vanaf hoofstuk 5 tot 11, 5:11 tot aan die einde. Romeine 5 van 1 tot 11 en soos die teks ook van 12 tot 21, 21 tot 12 tot 21 en dit is ook op die bulletin. Maar kom ons kyk net eers oorhoofs na die breë trekke tot dusver, wat ons nou reeds in Romeine 5 ondervind het. In Romeine 1 vanaf vers 1 tot 17 het Paulus begin met die groot boodskap, die groot reddingsboodskap. Die evangelie van Jesus Christus is God se krag tot redding. Alleenlik daar en niks anders nie. Die evangelie is God se krag tot redding. En daarin is ons redding alleenlik. En dis hoekom hy dan ook sê, die regverdige, die een wat gered is, sal uit die geloof lewe. En dan verstaan ons, en soos wat hy dit ook verduidelik het, daar's niks van ons wat ons gebring het om te sê, Here, kyk hoe oulik, kyk hoe goed, kyk hoe wonderlik is ons nie. Kyk na ons kwalifikasies en al die dinge. Nee, Here, ons kom soos die saligsprekinge ons geleer het, met leë hande. En ons kom en ons pleit by U, Here, wees ons genadig. Dan vanaf Romeine 1 vers 18 tot 3 vers 20, daar die hele deel, wys Paulus dan baie besonderlik hoe die hele mensdom, almal wat ooit gelewe het, ook vandag tot in die toekoms, tot die wederkoms, wys hy hoe die hele mensdom onder die mag van sonde verkeer. Voortdurend onder die mag van sonde. Maar dan onthou ons daar die wonderlike wending wat daar kom in Romeine 3 vers 21. Julle onthou, dis daar die wendingsvers. Romeine 3 vers 21, waar hy met die woord begin. Maar nou, daar die frase waar hy God se geregtigheid sonder die wet, buite die wet, maar alleenlik deur geloof in Christus aankondig. Maar nou, ten spyte van die feit dat die mens onder die mag van die sonde is, het God sy reddingsplan aangekondig deur Jesus Christus. En dan in Romeine 4 het hy bevestig dat geregtigheid of redding alleenlik deur die geloof is. Alleenlik deur die geloof bekommer is. Selfs Abraham, wat as die vader in die geloof beskou word, is deur sy geloof gered en deur niks anders nie. En dan Romeine 5 vanaf vers 1 tot 11, waar ons die vorige keer was. Hier het Paulus gewys dat die genade, die resultaat van genade van redding in Christus, die volgende 5 vrugte in ons lewens baar. Ek wil sê, as gevolg van redding is die volgende 5 vrugte in ons lewens sigbaar. Dit is daar. In die eerste plek, vrede met God. Vrede met God. Dan, dit gee vir ons toegang tot genade. In die derde plek, dit gee vir ons hoop wat nie beskaam nie. In die vierde plek word God se liefde in ons harte uitgestort. En in die 5de plek het ons versoening deur Christus se dood. So vrede met God, toegang tot die genade, hoop wat nie beskaam nie, God se liefde in ons harte uitgestort. En dit is dan alles die somtotaal van versoening met God. Dat ons waarlik elkeen kan sê, ons het vrede met God. En God se vrede is in ons lewens. So, tot aan die einde van vers 11 het hierdie 5 wat ek nou genoem het, hierdie vrug van redding, wat in die gelowiges se lewe aanwesig is. Al daardie dinge wat werklikheid word wanneer jy gered is. Dit is wat hy nou tot daar beskryf het.
En nou in ons teksvers vandag, vanaf vers 12, wys hy vir ons meer as net die vrug. Hy wys nou vir ons die stam van die boom, die takke van die boom, die wortels wat daardie vrug dra. Alles wat meewerk om die vrug te produseer. En dis asof Paulus sê, julle geniet die vrug van redding, hierdie vrede, genade, hoop, liefde en versoening. Julle geniet dit, dit is julle sinne in Christus. Maar, besef julle waar daar die vrug vandaan kom. Wat is dit dat die vrug in julle lewens baar? Wat gee vir julle hierdie vrug? En dit is wat hy hier in hierdie skrifdeel van 12 tot 21 antwoord. En hier wys hy vir ons, dit is die fundament van die hele Nuwe Testament. Nou ek sê dit nie maklik nie, julle weet dat ek Paulus se brief aan die Romeine baie hoog aanskryf. Maar as ons nou sê, waar is die hart van sy brief aan die Romeine? Dan is dit waarlik in hierdie verse 12 tot 21. Want hier openbaar God die hart, die fundament, sy blou plan met tot redding. Hier kom ons nou. En as ons dan sien wat nou hierna volg, byvoorbeeld in hoofstuk 6, hoe ons met die sonde moet handel. Hoofstuk 7, hoe ons met twyfel in ons gemoed handel. Hoe ons met stryd in ons gemoed handel. Alles wat hier uitvolg, kom of wentel rondom hierdie perikoop, hierdie deel. Romeine 5 van vers 12 tot 21. Hier is die grondslag van ons geloof. Hier is die blauwdruk van God se redding. Soos wat hy dit in Genesis 3 vers 15 beloof het. Daardie belofte wat God teenoor Satan geuiter het gesê, ek gaan iemand stuur om jou kop te verbrysel. En hy gaan jou kop verbrysel. En al byt jy hom in die hakskeen. Met ander woorde, al word Jesus dan gekruisig. Dit maak nie saak nie, hy gaan jou kop verbrysel. En dit is dan wat gebeur het, want Jesus het opgestaan uit die dood, en so is die belofte vervul. Nou kom ons lees die teksvers, of nee, ek gaan liewer dit nie nou doen nie, dit is 'n lang deel, en ons gaan liewer terug, soos wat ek deur die boodskap gaan, kyk na die verse soos dit daar op die bulletin is, of in julle Bybels. En ek moet sê, dit is ongelukkig 'n teksdeel wat, as ons dit in die Afrikaans lees, baie moeilik verstaanbaar is. Want Paulus en Afrikaans, Paulus is Grieks waarin hy geskryf het, die koin hy Grieks, en Afrikaans is moeilik versoenbaar soms, moeilik vertaalbaar. En hierdie is die een deel wat sekerlik die moeilikste vertaal word in die hele Nuwe Testament. En daarom gaan ek dit maar liewer vir julle gee, stuksgewys en nie alles met een slag nie. So terwille van duidelikheid ook gaan ek vandag deur hierdie teksdeel werk met die oorsigtelike boodskap. Wil sê ek gaan nie te veel in diepte op een vers ingaan nie, maar ek wil hê julle moet die hele deel baie goed verstaan. So kom ons begin met verse 12 en 13. Dit is een sin in die Grieks, vers 12 en 13. En hier skryf Paulus dan, Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Nou wat Paulus hier sê, deur Adam het die sonde in die wêreld gekom. En ons gaan nou sien dat Adam as die federale hoof van die mens, dit wil sê, hy is die konstitusionele hoof van die mens, hy is die eerste mens wat God gemaak het. En omdat hy gesondig het, en ons sal nou sien hoe hy gesondig het, het sonde na almal, elke mens wat daarna gebore word, as van die nageslag van Adam, is met die sonde besmet.
Daarom is almal met die sonde besmet. Niemand word sonder die sonde gebore nie. En jy hoef nie kinders sonde te leer nie, dit kom van self, dit weet ons al. Daai babiekie is maar 'n paar dae oud, dan maak hy al sy rug styf en hy wil nie doen wat ma wil hê nie. Die rebellie is reeds daar. En dis maar net die begin, en so gaan dit die hele lewe deur, totdat daar redding kom. Totdat daar redding kom. In geval, so sê Paulus, deur Adam kom die sonde tot almal. En dan wat hy ook hier sê, onthou, ons dink altyd in terme van sonde, in terme van die wet. Die wet van God, die 10 gebooie. Dis die wet wat God aan Israel op Sinai gegee het. Maar hy sê, onthou, die sonde was reeds daar. Die sonde is nie gedefinieer toe die wet gegee is nie. Goed, wat die wet gedoen het, is om die sonde duideliker te maak. Nou kon ons baie duideliker in hierdie spieël sien. Maar sonde was daar vanaf Adam tot en met die wet. En selfs toe die wet kom, toe is die sonde maar net duideliker gedefinieer. Dis wat hy hier sê. So, maar wat doen Paulus hier? Hy trek die hele mensdom se geskiedenis saam in een enkele beweging. En hy vat ons terug na daardie ingrypende oomblik toe alles skeef geloop het in die paradys. Daar in Eden. Maar nou moet ons dit ook verstaan teen die agtergrond van daardie gebeure. En as ons nou kyk wat vooraf gebeur het, in Genesis 2 vers 7 sien ons hoe God Abraham formeer uit die stof. Hy maak vir Abraham uit die stof. En in Genesis 2 vers 15 en 16 sien ons hoe God Adam in Eden plaas en opdrag gee om oor die aarde en alles daarop te heers. Die plante, die diere, die mens moet oor alles heers. En ons moet dit onthou. Dis waarvoor ons, dis die opdrag wat God gegee het vir die mens. Heers daaroor. En ons moet dit baie goed verstaan. Ook in terme van waar ons lewe, hoe ons plante sien, hoe ons diere sien en alles. Ons moet oor hulle heers. God het dit vir ons gegee. Dis ons taak. So, werk was vanaf die begin deel van God se bestel. En dan in Genesis 2 vers 17 plaas God, en onthou nou, dis nog voor Eva geskape is. Voor Eva geskape is. 2 vers 17 het God een beperking op Adam geplaas in sy heerskappy oor die wêreld. Hy het gesê, Adam, jy kan alles doen en alles geniet, maar van die boom, hierdie spesifieke boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So hier sien ons, hier is die ingrypende opdrag. En dit is die spulpunt van God se verhouding met Adam. Die een ding wat hy vir hom gesê het, heers oor die aarde. Maar een ding mag jy, selfs as heerser, nie doen nie. En dit is om van hierdie boom te eet. Ek dink nie ons moet besondere betekenis sien in die boom nie. Goed, die boom van kennis, van goed en kwaad, ja, Satan draai daai hele ding om. En hy sê, God wil nie hê jy moet wees soos hy nie. Want hy weet wat is goed en kwaad, en God wil nie hê jy moet soos hy wees nie. Maar die groot ding is, God het gesê, hierdie een boom moet jy nie van eet nie. Maar kom ons kyk verder dan, wat gebeur dan daarna? En ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak, wat by hom pas. 'n helper. Vers 21, alles uit Genesis 2, toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak, en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou, en bring haar na die mens, en toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente, vlees van my vlees, sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem.
Is daar enige twyfel oor wie God die federale hoof van die mensdom gemaak het? Adam is die federale hoof. Die vrou word geskep as hulp vir Adam. Sy word manin genoem. Dit wil sê die een wat aan die sy staan, nie een wat oor hom staan nie, of enige so iets nie. Sy is die een wat hom help. Maar hy is die federale hoof. Hy is die konstitusionele hoof, as jy wil, van elke bestel van God in hierdie wêreld. Van die gesin is die man die hoof van die gesin. In die kerk in die plaaslike gemeente is die man die leier in die gemeente. En 'n vroulike predikant is 'n ondenkbare ding volgens God se bestel. Daar bestaan nie so iets nie. En as jy gaan kyk na die kwalifikasies, soos wat dit spesifiek gesê word, wat die kwalifikasies van 'n leier in die gemeente is, dan praat dit oor 'n man. So, ons moet een ding verstaan, dat elke kerk wat 'n vroulike predikant het, waar sy autoriteit oor die mans het, en waar sy oor die mans of tot die man spreek, is in sonde. Verstaan dit baie goed. En dit is deesdae, dis nou die mode. Al jou grootste denominasies het dit doen dit. Maar ek sê nou geliefdes, dis nie ek wat dit sê nie. Die woord van die Here sê dit baie duidelik, hulle verkeer in sonde. Goed, in God se bestel is die man die hoof, die man is die verantwoordelike ene. En dan vind die sondeval plaas. En God dryf die mens uit sy teenwoordigheid. Dit wil sê, waarvoor die sondeval die mens in kognitiewe, kennelike, bewuste verhouding met God verkeer het, omdat hy in God se teenwoordigheid was, word beskryf, hulle het selfs saam gewandel. Nou is die mens uit God se teenwoordigheid uit. Hoe gaan hy terugkom? En dit is wat God in Genesis 3 vers 15 aankondig. En dan weet ons ook dit. Die mens uit God se onmiddellike teenwoordigheid kan slegs toegang tot God kry indien God van sy kant af die mens benader. Indien God van sy kant af die weg oopmaak. En God het dit wel gedoen. En ons sien dit in die Ou Testament, hoe God met Abraham en met Moses en sy volk, die profete en die konings en almal wat met wie God gekommunikeer het. En dit was dan die situasie, tot en met die geboorte van Jesus Christus. En dan, weet ons, dan gebeur die wonder van God wat mens word, in Jesus Christus, sodat hy 'n dood kan sterf, namens die mens wat gesondig het, sodat daar deur hom toegang tot God gekry kan word. So met hierdie as agtergrond, kom ons kyk nou na Romeine 5 vers 12. Hier skryf Paulus nou juist daaroor. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So daardie oomblik toe sonde en dood die wêreld betree het, wys Paulus, dit het alles deur een mens gekom. En let wel, daardie een mens is Adam. Adam, die eerste skapene. Adam, die konstitusionele federale hoof van die mensdom, aan wie God sy opdragte vir die wêreld gegee het. En as sodanig, omdat hy die hoof was, of skoon hy nie die een is wat toegegee het aan die versoeking van Satan, is hy die ene wat sy plig versaak het, en waardeur die mensdom in die groot moeilikheid gekom het. En dit moet ons verstaan. Dit moet ons verstaan. Adam het sy plig versaak. En omdat hy dit gedoen het, het hierdie moeilikheid in die wêreld ingekom. En wie word verantwoordelik gehou? Adam. Adam is die een wat skuldig gehou word voor God. Hy is die een deur wie die hele mensdom in die realm van die dood ingeplaas is.
Kyk vers 13. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Wil sê, onthou van Adam tot en met Moses, toe die wet aan Moses gegee is, was sonde al daar. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Hy sê, mense, dit is eintlik waarop dit neerkom, is dat mense dink, wel, daar was nie 'n wet nie, so daar was nie sonde. Nee, dit is 'n fout, want dit is hoe die mense in daardie tyd geredeneer het. Hoe die wysgeere geredeneer het. Tog het die dood geheers vanaf Adam tot op Moses, in daai tyd ook. Ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Hy sê selfs hulle, al het hulle nie die sonde gedoen wat Adam gedoen het nie, is hulle nog steeds skuldig, omdat hulle uit Adam se geslag is. En dan sê Adam is dan 'n voorbeeld, of 'n typos, as die Griekse woord typos, 'n type. Hy was die prototype van Jesus wat sou kom. Dit wil sê die mens wat sou kom om die redding te doen, Jesus wat mens word. So verstaan dat almal in die wêreld was sondig, nog voordat God sy wet gegee het. Want die sonde was reeds in die wêreld vanaf Adam se tyd, al het God nog nie die wet gegee nie. Want Adam het God, verstaan mooi, Adam het God se een gebod oortree. En daardeur die ganse mensdom in die dood en in die sonde gedompel. Daardie een gebod het Adam oortree. En dit was genoeg vir God om die hele mensdom skuldig te beskou en aan die dood oor te gee. Adam as hoof het almal die doods, in Adam as hoof, het almal die dood skuldig geword, omdat hulle in Adam, net soos Adam, daardie een gebod oortree het en dus gesondig het. So Adam het die mensdom ingesleep as het ware, in 'n toestand waaruit niemand homself kan red nie. Niemand kan homself red nie. Geen mens kan deur sy goeie dade, deur wat hy doen, kan hy homself red nie. Niemand kan dit doen nie. Al was hulle ook dan persoonlik nie verantwoordelik vir, ook soos hy sê, soortgelyke oortredinge as Adam nie. En dan vers 14, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Hoekom? Omdat ons almal nakomelinge, afstammelinge van Adam is. Maar God het ook in sy woord daar die wonderbaarlike oomblik geopenbaar, toe hy Satan gewaarsku het dat hy sy kop sal verbrysel, dat sy kop verbrysel sal word deur die een wat hy sou stuur uit die geslag van die vrou, volgens Genesis 3 vers 15, alle mense word deur die vrou gebore. God sou die een mens stuur om redding vir die mensdom moontlik te maak. Daar die een mens. En dan begin ons verstaan die groter prentjie. Soos die probleem deur een mens gekom het, sal die oplossing ook deur een mens kom. En daardie mens is die mensgeworde God, Jesus Christus. Hy is die enigste ene wat dit kon doen. Want hy van almal was die enigste ene wat ooit sonder sonde was. Verstaan daarom die implikasie. Ons is nie sondaars omdat ons sondig nie. Wel, dit is waar in 'n mate, maar ons is in die eerste plek sondig omdat ons in Adam is. In Adam. En die redding in Christus bring dan juis daardie ommekeer van die gebeure in Genesis 2. Die hele sondeval. Daar's 'n Latynse frase wat ek baie van hou, maar ek sal dit maar nie eers vir julle sê nie, maar dit sal ek volgende keer op die bulletin sit, dat julle dit ook kan. Dis lekker om dit te ken, vir my in elk geval. Waarop dit neerkom. Goed, kom ek noem dit maar. Wat die Latyn sê is, non posse, non peccare. Nou, dit klink geweldig, en dit is. Die mens, voor Christus, voor redding,
is nie in staat om nie te sondig nie. So, wat hy sê, geen mens, al is hy hoe goed in homself, sondig. Hy is nie in staat om nie te sondig nie. Sonde is in sy aard, omdat hy as mens gebore is, uit die geslag van Adam. En daarom is sy aard sondig. Hy sondig omdat hy 'n mens is, omdat hy in Adam is. Dis die eerste ene. Die tweede Latynse frase is, posse non peccare. Die mens wat nou in Christus is, wil sê na redding, is nou vir die eerste keer in staat om nie te sondig nie. Deur dit wat Christus in hom doen, is hy in staat om nie te sondig nie. Maar voor Christus is hy nie in staat om nie te sondig nie. So die gelowige wat God se gees by redding ontvang, daardie oomblik van ware redding, ontvang die een wat gered word, God se gees. Soos ons ook verlede naweek dan gesien het. Daardie mens word dan na die ontvangs van die gees, word deur die gees gelei in en deur God se woord, ook deur die prediking van die woord, en dan word hy in staat gestel om die sonde teen te staan, en kan hy dus God se woord gehoorsaam. Hy kan dus selfs in sy beperkte mensheid, terwyl hy nog hier op aarde is hy in staat om weerstand te bied teen die sonde. Nou waarop dit neerkom, en ek sê dit al veel jare vir julle, in elke situasie waarin ons onsself bevind, is daar altyd die geleentheid om die regte ding te doen. Die geleentheid om die regte ding te doen, is altyd daar. Vir die ongelowige is dit nie eers 'n opsie nie. Maar vir die gelowige is dit 'n opsie. En deur God se woord, die inhoud van God se woord, gelei deur God se gees, kan hy nou die regte ding kies. Omdat hy gered is. Hy het God se gees in hom wat hom lei. En daarom is dit dan vir die geredde moontlik om op hierdie baie nou paadjie waarvan Christus gepraat het, om daar te bly, om die keuses te maak wat van redding getuig. En om die ander te los wat van onredding getuig, van nie redding, van verlorenheid getuig. En so wanneer ons dus in ons lewens, kan ons nou maar kyk, waarvan getuig ons lewe? Redding of nie redding? Het jy die gees van God of het jy dit nie? Is jy gered of is jy nie gered nie? En dit is dan presies dit wat dan in die gelowige se lewe gebeur, wanneer die gees van God, deur God se woord in jou werk, om jou die regte keuses te laat maak. Dit is die vervulling in jou lewe van God se belofte in Genesis 3 vers 15, toe hy gesê het, ek gaan iemand stuur om jou kop te verbrysel. En dan is jy deel van die verbryseling van Satan se kop. Dan veg jy teen die sonde en jy kan oorwin wat jy nie in jouself kan doen nie. Dit is waarom Christus moes kom. Om die mens uit die sondegreep wat deur Adam gekom het, om ons daarvan te bevry, en dan oor te plaas na een van syne, een van iemand, 'n persoon, 'n geredde in sy koninkryk. Jy word uit die koninkryk van die dood geneem, na die koninkryk van die lewe in God. En verstaan dit nou mooi, kyk na die implikasies. Adam het genoeg sonde gedoen. Dink mooi, wat het Adam gedoen? Daai een daad. Hy het sy plig versaak toe hy vir Eva moes aanspreek. Hy het genoeg sonde gedoen om die wêreld en die mensdom vir ewig te verdoem. Vir ewig. Christus het genoeg gedoen om die mens van sy sonde te verlos en om sodoende vir God 'n mensdom vir sy koninkryk te bou. Kom ons kyk na verse 15 tot 17. Hier in vers 15 stel Paulus die twee wêrelde nou teenoor mekaar. En hy doen dit met 3 stellings.
vers 15 tot 17. Vers 15 dan eerstens, maar dit is met die misdaad, nie soos met die genadegawe nie. Kom ek stel dit anders, dit is met die sonde, nie soos met die redding nie. Want as deur die misdaad van die een, Adam, baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En wat sê hy? Christus het gekom en deur dit wat hy gedoen het, het hy redding bewerkstellig. Omdat hy 'n sondelose lewe gelewe het, totaal sondeloos, nie een keer gesondig nie. Daarom kon hy die prys betaal wat Adam nie kon bedoen nie. Geen mens kon doen nie. Hy alleen, omdat hy die enigste sondelose mens is wat ooit gelewe het. So hier sien ons, hier's twee wêrelde, Adam en Christus. Adam se daad bring vernietiging. Christus bring seën en die lewe. Adam se sonde was groot, maar Christus se genade is groter. Adam se val was diep, maar Christus se redding is dieper. Adam se skuld was wyd, maar Christus se geregtigheid wyer. So in elke opsig, elke dimensie waaraan jy kan dink, oortref Christus dit wat Adam gedoen het en wat Satan doen. En so sien ons, die evangelie van redding is nie net herstel nie. Dit is nie net om ons te herstel na 'n neutrale posisie nie. Dis baie meer. Dit is 'n oorvloed van genade. 'n Oorvloed van genade. Dis nie net vergifnis nie, maar dit is ware redding. So, dis nie net jy uit jou sonde vergewe word in Christus nie, maar dit is ware redding om jou te vat uit die realm van die sonde en van die dood en na sy koninkryk oor te plaas. Sodat die gelowige reeds hier op aarde die vrede en die vreugde kan geniet wat daar vir hom beskore is hier op aarde. Dat jy ten spyte van jou omstandighede reeds in die vrede en die vreugde van jou Here kan wandel en kan lewe. Dit is die enigste manier, daar's nie 'n ander pad nie. Daar's geen ander pad as dit nie. So dit is nie net 'n herstel na Eden nie, nee, dis soveel meer. Hierdie is die koninkryk van God. So Christus is nie net die antwoord op Adam nie, hy is die oorwinnaar oor Adam. Die oorwinnaar oor Adam. Kom ons kyk na vers 16. En nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. So ek dink as julle nou hierdie sin lees, dan verstaan julle, dis 'n baie moeilike sin om in Afrikaans te vertaal, maar wat hy hier sê is dit. Adam en Christus se optrede raak twee groepe mense. Dit werk deur na twee groepe mense. Met totaal verskillende gevolge. Adam se een sonde bring veroordeling. Christus se een daad bring regverdigmaking, redding. Jesaja 53 vers 11. Adam se een daad was genoeg om die wêreld totaal in ondergang te plaas. Christus se een daad is genoeg om die sondegevulde wêreld te red. Adam se sonde is soos 'n druppel gif wat die hele mensdom besmet het. Maar Christus se gehoorsaamheid is soos 'n oseaan van genade wat die gif geheel en al oorweldig en neutraliseer. Dis wat hy daar sê. Vers 17. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, Adam, sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. So kyk weer wat sê, die dood heers, maar die lewe heers in Christus. Twee koninkryke, twee trone, in Adam die dood, in Christus die lewe. Maar kyk na die klimaks wat hy hier sê, hulle sal in die lewe heers. Hulle sal in die lewe heers, die heel laaste deel,
deur die een Jesus Christus. Nou is die mens wat in Christus is, nie meer 'n slaaf van sonde nie, nie meer onder die tirannie van die dood nie, nie meer deur sy ou natuur vasgevang nie, nie meer onder veroordeling nie. In Christus is hy nou, is hy as gelowige, erfgenaam en medeheerser. Adam bring die koninkryk van die dood, Christus bring die koninkryk van die lewe. En in daardie koninkryk regeer die gelowige saam met Jesus, soos wat ons gesien het, toe ons die hemelvaart ook gedenk het onlangs. So goed, julle verstaan weer die kontras tussen die twee wêrelde. Nou kom ons kyk na verse 18 en 19. Nou dryf Paulus sy hele argument op 'n spits, wanneer hy Adam en Christus se impak, hulle invloed, die trefkrag op die mensdom beskryf. En so in vers 18 het ons twee uitsprake. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur die een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking of tot redding van die lewe gekom. Adam se een misdaad bring veroordeling, Christus se een daad bring redding, bring regverdigmaking van die lewe. En let wel wat Paulus hier skryf, hy sê nie net regverdigmaking, redding nie, maar hy sê regverdigmaking van die lewe. En dit is belangrik om dit te verstaan, want dit beteken eintlik, dis nie net dat jy gered is nie. Maar as ons nou dink aan daardie beeld wat ek al gebruik het van hoe ons in die troonsaal van God staan, en wanneer ons dan aangekla word, dan kom Jesus, ons advokaat, en hy kom by die Vader, en hy sit sy arm om ons, en hy sê vir die Vader, hy is een van myne. En in plaas dan van hom skuldig te bevind, sê die Vader dan, gaan, jy is vrygespreek, omdat sy dood vir jou geld het. Verstaan julle, onthou daardie situasie. Wat daar gebeur het, jou regstatus het verander van skuldig, tot vry mens in Christus. Vrygespreek in Christus. Maar wat Paulus hier nou sê in hierdie vers, regverdigmaking of redding van die lewe, beteken ook jou lewensstatus, as ek dit so kan sê, het verander. Nie net jou regstatus nie, maar jou lewensstatus. Jy is nou vry om te lewe. Dis wat hy bedoel. Jy is vry om te lewe, die ware lewe wat God oorspronklik bedoel het. Dit wil sê, hier praat hy van die herstel van jou verhouding met God, soos wat God dit aanvanklik beplan het, soos die mens in die tuin van Eden met hom geleef het, voor die sonde. Hier het ons 'n terugkeer na daardie situasie waar ons nou weer met God kan lewe. In sy beperktheid hier, in die volheid wat kom. Maar die seën in hierdie lewe is juis hierin, dat God dit nou moontlik maak om so te lewe, dat ons die vrede en die vreugde, die heil van lewe saam met God kan ondervind nou. Anderster, bly ons maar net aanhoudend die verkeerde ding kies, en ons draai net al hoe verder en verder en verder weg. Maar in Christus kan ons die regte keuses maak. Daardeur beklemtoon hy dan ook dat Adam se ongehoorsaamheid die dood gebring, Christus se gehoorsaamheid bring waarlik lewe. Vers 19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. En hier maak hy nou die diepste waarheid van die evangelie oop. Adam se ongehoorsaamheid stel ons as sondaars. Punt. Dis hoe dit is. Christus se gehoorsaamheid maak ons gereddes. En die woord wat hy gebruik daar, stel, dis 'n baie belangrike woord in die Grieks, stel, dit is nie net om jou te vat en daar te sit nie. Hy sê dit is 'n daad van spesifieke doen om iemand te vat en dan oor te plaas. Hy plaas ons oor. Het is nie asof hy sê, wel, jy's nou is jy gered en nou kyk of jy nou maar hierdie kant kan uitkom nie. Hy vat jou en hy plaas jou in
die koninkryk. Hy stel jou in die koninkryk. Daardie woord beteken om te verklaar dat jy is, om jou aan te wys as gered, en hy neem jou en hy plaas jou waar jy moet wees. En dit is dan met ander woorde, dis daardie onmiddellike juridiese regspraak waarin hy jou plaas, maar ook dan om jou in die vermoë, in die geleentheid te stel, om dan tot en met God te lewe. So Adam maak ons sondaars deur sy ongehoorsaamheid, Christus maak ons regverdiges, gereddes deur sy gehoorsaamheid. 2 mense, 2 dade, 2 mensdom, 2 totaal verskillende uitkomste. En elke mens op aarde staan of in Adam of in Christus. Daar's geen derde kategorie nie. Geen derde kategorie nie. Ek het dit al baie keer by begrafnisse die beeld probeer stel. En dit is om te onthou. Die mensdom staan net in 2 rye. Almal van Adam af tot en met die laaste ene wat gebore word, voordat God sy finale koms kom. 2 rye. Of in Adam, of in Christus. Of in Adam, of in Christus. Daar's nie 'n tussenin groep nie. Daar's nie 'n amper groep nie. Daar's nie 'n soort van groep nie. Daar's nie 'n godsdienstige groep nie. Of in Adam, of in Christus. Dis al. En wat hy hier sê, is dat dit is hoe God na die wêreld kyk en ons weet uiteindelik is dit God wie se opinie geld. God wie se oordeel geld. Vers 20. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word en waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword. Hy bereik hierso en seker is in die klimaks, die wet het gekom om die sonde duidelik te wys. Die wet het gekom om die spieël te wees waarin ons kan kyk, om vir ons te wys hoe diep die rebellie, die opstand teen God is. Maar dan kom daar die groot evangelie verklaring waar hy sê waar die sonde meer geword het. En hoe meer mense gebore word, hoe meer word die sonde. Waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword. Nie net genoeg nie, nie net voldoende nie, maar oorvloediger, meer as wat die sonde ooit kon dek. Sonde kan nooit groter wees as God se genade nie, is wat hy sê. En dood kan nooit sterker wees as Christus se lewe nie. So Adam het nooit die laaste woord gehad nie. En hy sal nooit die laaste woord hê nie. Christus het dit. Vers 21. Sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid, deur redding, tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Nou ons weet nou uit wat ek reeds gesê, daar was 'n tyd toe die sonde en die dood geheers het. Toe die mensdom onder die tirannie van die sondeval geleef het. Toe Adam se erfenis die enigste erfenis was. Daar was daardie tyd. Maar nou, deur Christus, is daar 'n nuwe heerskappy. En nou lewe ons in die era van genade, die tydpark, die tydvak van genade. Genade heers nou. En genade is nou beskikbaar. Hoe heers hierdie genade? Deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Christus Jesus. Alleenlik deur hom, op geen ander plek en niemand anders nie. En hy is te vind deur sy geopenbaarde woord, sy geopenbaarde evangelie, die goeie nuus van redding, en ook deur die werking van sy Heilige Gees. En die evangelie is nie net God se antwoord op die sonde nie. Dit is nie net 'n antwoord op die sonde nie. Dit is ook die verklaring van God se oorwinning oor die sonde en oor die dood. En dit is dus die enigste uitweg tot die ewige lewe. Goed, geliefdes, by wyse van samevatting dan. Hierdie deel, Romeine 5 van vers 12 tot 21, wys vir ons die hele evangelie. 2 mense, Adam, sonde, skuld, dood. Christus, geregtigheid, vergifnis, lewe. Dis die verskil. Maar wat ons dan hier sien ook, is dat in die hoofstuk wat nou kom, Romeine 6, waarby ons eerstdaags gaan kom,
gaan hy ook wys dat daar oorvloedige genade vir ons in Christus is, sodat ons nie net die skuld uitgewis, sodat ons skuld nie net uitgewis is, vernietig is nie, maar ook ons hele bestaan onder 'n nuwe heerskappy geplaas word, sodat ons met die sonde in ons lewe kan handel. Sodat die vraag nie meer is of ons anders moet leef nie, maar eerder hoe ons dan onder die heerskappy van genade moet en kan en behoort te leef. Dis wat hy hier sê. En dan die vraag waarmee Paulus ons hier konfronteer is eintlik baie eenvoudig en ek hoop dat u dit besef. Elkeen van ons het daardie vraag vandag gehoor. Elkeen. Die vraag waarmee Paulus ons hier konfronteer is eenvoudig. En die vraag is dit: in wie is jy? In wie is jy? Hy vra nie hoe goed is jy nie. Hy vra nie wat is jou status of vermoëns of omstandighede nie. Hoe godsdienstig jy is nie. Of hoe hard jy probeer nie. Of hoe baie jy weet nie. Nee, niks van daarin nie. Die vraag is eenvoudig: is jy in Adam of in Christus? In Adam of in Christus? En verstaan goed, jou antwoord op hierdie vraag is die verskil tussen dood en lewe, tussen oordeel en genade, tussen hel en hemel. Die ware gelowige kan antwoord: ek is in Christus, ek is gered, ek is syne. Hy is my redder, hy is my saligmaker, my koning. Die ware gelowige kan dit sê, al lewe hy hier nog in gebrokenheid. Maar my gebed is dat elkeen vandag wat hier sit, daardie vraag kan antwoord, dat hy in Christus is. En as dit nie is nie, dalk is vandag dan jou dag van genade. Romeine 5 van vers 12 tot 21 het die grootste werklikheid van die heelal hier in hierdie paar sinnetjies saamgevat. En die vraag wat kom is vir elke een: is jy in Christus of in Adam? En wat jou antwoord is, bepaal die plek van jou ewigheid. My vraag is dan, as jy nie daar is nie, waarvoor wag jy? Maak jou keuse terwyl jy nog tyd het, terwyl hy nog te vind is. Amen. Here Jesus, ons eer U as die laaste Adam wat suksesvol was, waar die eerste Adam gefaal het. Dankie dat U gehoorsaamheid ons gered het. En dat U lewe nou ons lewe is. En Here, laat hierdie wonderlike waarheid nie net in ons koppe en ons gedagtes bly nie, maar deel word van ons hele lewenswandel. Dat ons in elke situasie waar ons moet kies, Here, dat ons die regte keuse sal maak, soos U in U woord vir ons so duidelik dit uitstippel. Want Here, die geleentheid om die regte ding te doen is altyd daar. Help ons om dan hierdie week te lewe en vorentoe as mense wat nie onder die tirannie van die dood is nie, maar onder die heerskappy van U genade. En Here, as daar nog 'n soekende hart is, help hom om hierdie boodskap te verstaan en help hom of haar om sekerheid by U te gaan soek, redding by U te soek, om te gaan soos Matteus 5, Here, U dit vir ons so duidelik gestel het, dat ons met leë hande gaan, en by U kom pleit, o Here, wees ons genadig. Ons pleit dit, Here, vir elkeen hier vandag, maar dan dank ons U ook terselfdertyd vir die wat in alle ootmoed wel kan sê, ons is in Christus. Dankie dat ons in U veilig is. Ons loof en ons prys U vir U groot genade. Amen.